Nuus vanaand, die parlement sal môre stem om die fiskale raamwerk goed te keur op voorwaarde dat die tesourier binne 30 dae 'n alternatief vind vir 'n BTW-verhoging. Goeie nuus vir motoriste met die brandstofprys wat om middernag daal. En met 'n openligkonsert het die 29ste KAK&K vanjaar afgeskop. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Hoewel die staande komitee oor finansies die verslag oor die fiskale raamwerk met aanbevelings goedgekeur het, is daar nog geen sekerheid of die 2025 begroting môre in die nasionale vergadering goedgekeur gaan word nie. Die aanbevelings is deur Action SA voorgestel en word deur die ANC en die IFP gesteun. Dit sluit in dat die voorgestelde verhoging van 0,5 basispunte in 2025 en die belastingkerf aanpassings vir 30 dae op ys geplaas word. Dit is om die nasionale tesourier tyd te gee om alternatiewe bronne te vind om die 28 miljard rand te kry wat die BTW-verhoging en kerf aanpassings tot die staatskas sou bydra. Die storm oor die 2025 begroting wil net nie gaan lê nie en al het 6 van die 11 lede van die staande komitee die verslag met aanbevelings aanvaar, skop die DA gesteun deur die MK-party en die EFF vas dat enige verwysing na 'n BTW-verhoging uit die fiskale raamwerk verwyder moet word. President Cyril Ramaphosa en die DA-leier John Steenhuisen was tot laat vanmiddag nog in samesprekings gewikkel, maar dit is nie bekend of enige vordering gemaak is om die dooiepunt op te los nie. Die aanvaarde fiskale raamwerk sal nou môre in die nasionale vergadering gedebatteer word voordat daaroor gestem word. It is standard throughout that members don't just accept the report as it is. They make recommendations. And that's what happened in this meeting. Effectively, the report of the committee has been adopted. It will be 80 seat tonight. That is the normal channel of making the report to be official towards it to be tabled tomorrow at the sitting of the National Assembly. We've stuck to our guns. We've drawn a line in the sand and said we would not support any tax increases, any VAT increases, and that's what we put in today. It's been a recommendation that those recommendations get carried through, get tabled in the ACT tomorrow, and the resolutions become part of Parliament, so they have to be enacted on it. And for us, the big issue is, I've said it before and I'll say it again, the GNU is a farce. Our country is imploding at the moment. You know, unemployment is a big issue. We can't have more uncertainty in the system. The DA has proposed at various junctures and across 2 attempts at the budget to propose alternatives that doesn't punish South Africans with more tax. While we've been open-minded and we've taken the posture of collaboration with our partner, the ANC has failed to agree to the reforms that we need to get the economy going, and if we get the economy going, for our revenue to increase over time so that we don't need to increase taxes. And because of this refusal from the ANC to agree to reasonable politically neutral measures, I have now been mandated to go into this committee and amend the fiscal framework such that there will be no VAT increases. I think the Standing Committee on Finance, inclusive of its chairperson, has a gross misunderstanding of the legislation that guides what must happen in terms of the processing of the fiscal framework and revenue proposals. And this was evident today because this morning we made it clear that there are 2 processes that are being undertaken here. There must be an adoption of a committee report which engaged in public hearings and other engagements with National Treasury and the South African Revenue Services, but also in terms of the Money Bills Amendment Procedure and Other Related Matters Act. This committee must either adopt or amend the fiscal framework and revenue proposals. And the confusion between that legislation that guides us was permeating throughout the sittings today and resulted in a misguided proposal by the political party known as Action SA. It's a very absurd resolution and a legally flawed one because if you look into the provisions of the Money Bills Amendment Procedures Act, it's very clear that the committee was expected to either accept the fiscal framework and revenue proposal or amend. So, but we are subjected to a different process here today, and I think some interesting developments seems to be showing their ugly face in the political landscape of South Africa.
Intussen sê die ANC samesprekings met die DA oor die omstrede BTW-verhoging gaan voort. Die DA is gewillig om die verhoging van 0,5 basispunte te steun as wetgewing soos die onteieningswet omgekeer word. Die ANC-woordvoerder Mahlengi Bengu Motsiri het vroeër vandag op die SAIK se 404 nuuskanaal gesê die party is nie bereid om dit te doen nie. The broad consensus around the budget framework, the overall framework of the budget, the distribution of spending items, and ways in which we should generate revenue. There are difficulties among some parties around the 0.5% VAT increase. In the GNU still? In the GNU still, and we believe in the culture of consensus seeking. And I think this is an area where the ANC is able to put heads together and speak to people. And that is why we believe that the budget will be passed. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se invordering het die nasionale tesourier se verwagtinge oortref. Die SAID-kommissaris Edward Kieswetter het bekendgemaak dat 1,855 biljoen rand teen middernag gisteraand ingevorder is. Dit is 5 miljard rand meer as wat in die begrotingsrede voorspel is en 6,6% meer as verlede jaar. Die toename is die gevolg van belastingverhogings insluitend persoonlike en maatskappye belasting. Ons gaan voort na die volgende storie. Die nasionale polisiekommissaris van die Masemola het die hoof van die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele ondersoeke opdrag gegee om beheer oor te neem van die ondersoek na die beweerde verkrachting van 'n 7-jarige meisie in Matatiele. Die meisie is na bewering verlede Oktober by 'n Oos-Kaapse skool seksueel aangerand. Die kind se ma het haar tot sosiale media gewend. Dit het tot landwye verontwaardiging gelei met verskeie organisasies wat geregtigheid vir die slagoffer eis. Sommige betogers het gevra dat die doodstraf weer vir verkrachtingsoortreders ingestel word en dat verdagtes nie borgtog toegestaan word nie. Die lot van slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en kindermishandeling is ook weer betreur. Niemand is nog in verband met die beweerde voorval by die skool in hegtenis geneem nie. Die hoof van ernstige en geweldsmisdaad in die Wes-Kaap het in die verhoor binne 'n verhoor van die Jocelyn Smith saak getuig om vas te stel of die bekentenisse van 2 van die beskuldigdes toelaatbaar is. Brigadier Leon Hanana het aan die hof gesê hy was verras toe hy gehoor het dat Jacqueline Apollos en Stevino van Ryn bekentenisse wou aflê. Apollos, van Ryn en Kelly Smith staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensenhandel. Hanana het getuig dat kaptein Wesley Lombard in die vroeë oggendure op 5 Maart aan hom gesê het dat die 2 beskuldigdes wil skoonkom. My lord, if I received information about a confession, for me that is progress in the investigation. And if a person wants to confess, he decided to start speaking the truth, I accept that. Because during your confession and before the confession, you have many choices to not confess or to do your confession. And I said, let's continue with the process. Hanana, met meer as 3 dekades se polisieervaring agter sy naam, het bygevoeg dat die span wat hy gelei het ook ervare wetstoepassers is. Kruisverhoor word môre hervat. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Chinese kuswag sê hy het vanoggend patrollies om Taiwan uitgevoer. 'n Reeks vlootoefeninge is uitgevoer waaronder onderskepping, inspeksies en die aanhouding van ander vaartuie. Die Chinese weermag is terselfdertyd besig met militêre oefeninge om die eiland. Volgens China se oostelike seebureau is die oefeninge wettig en word dit binne sy jurisdiksie gedoen om sy beheer oor die eiland uit te oefen. Die dodetal na Vrydag se aardbewing in Myanmar het die 2700 kerf verbygesteek.
Dit sal na verwagting 3000 oorskry. Volgens die jongste syfer is meer as 4000 mense beseer en sowat 441 word steeds vermis. 'n Minuut van stilte is 'n nappieda vir die oorledenes gehou. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê hospitale is oorweldig en daar is 'n tekort aan mediese voorrade as ook lopende water en brandstof. Die ondernemings van 2 Tesla-handelaars is in Stockholm, Swede, deur omgewingsaktiviste met spuitverf gevandaliseer. Aktiviste wat hulle beywer vir die behoud van vlei lande het die mure, vensters en deure van die handelaars bespuit. Die aktiviste sê hulle wil met hul optrede die aandag vestig op die Tesla-eienaar Elon Musk se jongste ondemokratiese optredes en uitlatings. Daar is goeie nuus vir motoriste, meer daaroor net hierna. Daar is goeie nuus vir motoriste. Brandstofpryse daal om middernag. Die Departement van Mineraal en Petroleumbronne het die prys van 93 oktaan petrol met 58 sent per liter verlaag en die van 95 oktaan met 72 sent. Die dieselprys daal met tussen 83 en 85 sent per liter. Die groothandelprys van parafin is 82 sent per liter laer. Vloeibare petroleumgas word tussen 78 en 79 sent per kilogram goedkoper. The reason for these decreases are the lower oil prices and stronger rand against the dollar during the period under review. The minister has approved the annual adjustment to the transport tariffs and will range from 0 cents per litre in Zone 1A to 7.5 cents a litre in Zone 14C, which is in Mutale in Limpopo. This will mean that the fuel prices changes will be different in the 54 magisterial district zones. Die onafhanklike ekonoom Elise Kreur sê die verlaging gaan help om inflasie onder beheer te hou. Ek verwag dat hoofdinflasie in beide Maart en April rondom 3%, selfs effe onder 3% kan wees. Positiewe syfers wat waarskynlik ook sal inwerk tot die moontlikheid van 'n verdere rentekoersverlaging deur die loop van hierdie jaar. Die verlaging van brandstofpryse word van krag terwyl 'n verhoging in brandstofheffings ook intree. Na die verhoging beloop die heffing op petrol R3,99 per liter en op diesel R3,87 per liter. Absa se aankoopbestuurdersindeks het in Maart op 'n maandgrondslag met 4 basispunte tot 48,7 gestyg. Die vlak is die hoogste sedert Oktober verlede jaar. Volgens Absa dui die styging op die begin van herstel te midde van voortdurende ekonomiese kwesbaarheid. Die indeks wat die sakeomgewing oor 6 maande pyl, het egter tot sy laagste vlak in 10 maande gedaal. Vrese oor die moontlike terugkeer van beurtkrag en spanning tussen Suid-Afrika en die VSA dra by tot die negatiewe voorspelling. When you look at expected business condition in 6 months, manufacturers seem to be worried with this index falling to its lowest since May of last year. Perhaps they are worried about the possibility of restrictive trade policies escalating. Kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het. Boere in die Vrystaat is bekommerd oor die skade wat die komando-wurm-uitbreking tot gevolg het. Meer as 70 gevalle is reeds in die Gariepstreek, Lejwaleputswa distrik en in die Mangaung metro aangemeld. Die Vrystaatse Departement van Landbou sê daar heers veral kommer oor die vernietigende effek op weiding. Die erns van die uitbreking moet nog bepaal word.
Die uitbreking wat vinnig besig is om te versprei, hou 'n risiko vir voedselsekuriteit in. 'n Boer van die Boshoff omgewing, Scott Moshani, sê dit blyk of hulle sonder sukses besig is om die plaag te bestry. Dit is baie moeilik, ek sê jou. Ons probeer, maar jy is bewus, langs die pad is net vol wurms. Ons kan niks doen. Ek is baie bly dat op die oomblik dat die regering 'n hand ingesit het om te help met die medisyne wat die wurms kan bietjie laat bedaar. Boere word aangeraai om waaksaam te wees. Uitbrekings kom sporadies. They normally leave a toxin, kind of a toxin that will be very dangerous for an animal because it tends to stay on that pasture for a period of more than 40 days, still being very dangerous. And if an animal comes, it can then grow inside the belly of an animal. But in this case, the heavy rainfall over the past month, in especially the northern parts of the country, are what triggered these mass outbreaks. So what will happen essentially is after the rainfall you will have a mass hatching of larvae, and these larvae will then feed on the lush vegetation in the area. Om die wurms met 'n chemiese middel te bestry is 'n moontlikheid, maar dit is nie altyd ekonomies volhoubaar op natuurlike weiveld nie. Die departement probeer ingryp veral om opkomende boere te help. Because they are active in the evening, it is advised that they apply these pesticides or chemicals in the evening. Boere hoop met die komende winterseisoen se koue dat die plaag komandowurms sal vrek. Die 29ste jaarlikse Klein Karoo Nasionale Kunstefees het in Oudtshoorn afgeskop met 'n konsert deur bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars uit 'n verskeidenheid genres. Judith Sepuma, Demi Lee Moore, Frank Opperman, die Heuwels Fantasties, Lynel Kenneth, Timothy Molloy en 'n simfonieorkes onder leiding van Richard Kok het onder meer opgetree. Die fees se tema vanjaar is met al die ietsie en sal weer iets van alles vir almal bied. In plaas van die gewone glansgeleentheid met 'n beperkte aantal gaste, het die KAK&K afgeskop met 'n konsert vir almal. Ongelooflik, ons het die wonderlike Richard Kok gekry wat natuurlik 'n befaamde dirigent is en 'n wonderlike meester. Hy is vir my soos die kerstvader van klassieke musiek, maar ook kan hy hierdie wonderlike konserte bymekaar sit wat verskillende genres en dissiplines saambring in een konsert. En wat ons vanaand hier het is regtig ons tema, al die ietsie. En dis wat ons ook vir mense beloof. En niks beter as om met so skare mense die 29ste KAK&K te open. Die fees is nog al die jare 'n groot ekonomiese en toerisme hupstoot vir die dorp. En dit beteken ook baie vir kunstenaars van reg oor die land. Het is belangrijk voor die dorp Oudtshoorn, het is belangrijk voor die Karoo, om te zien dat duizenden mensen die die Karoo stappen. En het is belangrijk om te zien al die optredens wat hier gaan plaatsen over die volgende paar dagen. Judith Sepuma, die Heuwels, is een combinatie van alles wat ons in Suid-Afrika het. Al onze kunst, al onze kultuur, al onze muziek, theater. Die fees vind tot 6 April plaas. Daar is weer eens bekroonde theaterproduksies, dans- en musiekoptredes, as ook die feesmark met verskeie stalletjies en vermaak. Tanya Krause, SAK nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Dis al vir vanaand en as jy in Oudtshoorn is ek seker daar's iets wat jy sal geniet. Tot môre aan, totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Vandag sien ons 'n 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Dan sien ons reën duur steeds voort in groot dele van die land met 'n 30% kans vir reën. Vir môre is dit steeds baie nat oor groot dele van die land, miskolle in die noordoostelike dele van die land en dan ook in die sentrale gedeeltes van die land. 60% kans vir reën wat steeds voortduur in die noordoostelike dele van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in Noordwes, gedeeltes van Gauteng en sien ons ook in die Vrystaat, KwaZulu-Natal en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre
is daar steeds 'n waarskuwing wat uitgereik is vir ewige donderbuie in dele van Noordwes, Limpopo, Gauteng en dan sien ons ook in gedeeltes van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng koel met reën wat verwag word in die provinsie, Bronkhorstspruit 15-23 en dan Springs en Johannesburg het albei 'n maksimum van 22. Nat in Limpopo, Messina 19-31, Mokopane 17-29 en Tabazimbi en Lephalale het albei 'n maksimum van 30. Mpumalanga, Mbombela 15-24 en dan Ermelo het 'n maksimum van 23. KwaZulu-Natal, Ulundi 18-22 en Kokstad het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 17. Nat in die Oos-Kaap, KwaNojoli 12-20, Graaff-Reinet 11-23 en dan sien ons Komane en Mthatha het albei 'n maksimum van 19. In die Wes-Kaap baie mooi weer en sonnig langs die Weskus met Vredendal en Klein Willem albei 14-31. In die Noord-Kaap sonnig in Springbok met 'n maksimum van 28 en dan Carnarvon 14-28. Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Frankfurt 13-22, Welkom 15-25 en Wepener het dan 'n minimum van 13. Ten slotte Noordwes, ons sien verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 15-23 en dan Mahikeng het 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 25. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.